Nou ja, hartlik welkom by ons geleentheid waar ons deur kommentare gaan werk rondom die boek Openbaring. En vir my is daar nie regtig 'n beter ene om mee te begin as Horai Apocalyptae. En die rede hoekom ons hier begin is aangesien eerstens kom dit van 'n baie betroubare bron af en tweedens baie ure en tyd te spandeer aan die Openbaring boek en profeseë deur hierdie persoon wat dit geskryf het. Ons gaan nou kom by wie dit geskryf het. En daar is 'n baie betroubare ander bron wat, hoe kan ek sê, getuienis lewer dat hierdie kommentaar rondom die boek Openbaring regtig iets is wat 'n mens op jou boekrak moet hê. So die gedagte om hierdie kommentare te werk is om regtig te sien wat was die protestantse of die hervormers se gedagtegang rondom die boek Openbaring, anderste as wat ons sien vandag in die moderne siening van futurisme. So ja, kom ek vat u gou vir 'n oomblik na die skrywer toe. Die skrywer is E.B. Elliot, Edward Bishop Elliot. Nou hierdie man was gebore in 1793 en ons gaan nou nie uitbrei oor al daai tipe van dinge nie, maar hy sê hierso, of die geskiedenis sê, dat Edward Bishop Elliot was an English clergyman, preacher and pre-millenarian writer. Met ander woorde, dat Jesus gaan terugkom letterlik voor die 1000 jaar van vrede. So, Elliot graduated from Trinity College. So hy het studeer by natuurlik by 'n college, Cambridge, and he was given the vicarage of Tuxford, Nottinghamshire in 1824. Then later was made prebendary of Heytesbury, Wiltshire in 1849. He became incumbent of St. Mark's Church, Kemptown, Brighton. Elliot was evangelical. Nou dis baie belangrik om dit raak te sien. Hy was evangelies gedrewe gewees, premillennial and an ardent supporter of missions. So, hoekom is dit belangrik om te weet dat hierdie man premillennial was? Want baie, as jy Openbaring se hoofstukke of geprofeseë begin simbolies hanteer en interpreteer, dan sit hulle dit baie keer onder die afdeling van allegorisme, en wanneer as jy iemand kry om te glo dat dit onder allegorisme is, dan word jy ook onder die kategorie geplaas van hulle wat nie glo dat Jesus letterlik gaan terugkom nie, en hulle wat nie glo dat die 1000 jaar van vrede gaan letterlik wees nie, maar alles is geestelik en simbolies. So dis baie belangrik om te sien dat E.B. Elliot se oortuiging wat die kommentaar geskryf het van Horai Apocalyptae, is in die eerste plek evangelies. Hy het die kruisboodskap baie lief gehad, en hy het geglo Jesus gaan letterlik terugkom en die 1000 jaar van vrede gaan letterlik op aarde wees. En dan was hy ook 'n supporter van missions gewees. So hy het regtig dit lief gehad om die evangelieboodskap uit te dra, en hy het dit ondersteun met sy hele hart. En dan gaan dit verder, thoroughly equipped as a scholar, he spent a lifetime. Wow, dit is geweldig belangrik om te besef hoeveel tyd hierdie man spandeer het in die boek in die boek van Openbaring en die profeseë. Nou as ek ons net gou kan terugvat na 'n teksvers toe, om ons te herinner wat die skrif vir ons sê oor iemand wat die woord van God baie bestudeer het, dan vat ek ons na 2 Timoteus hoofstuk 2, waar hy vir ons sê in vers 15, lê jou daarop toe om jou beproef te stel as 'n werker wat hom nie hoef te beskaam nie, wat die woord van God reg, of die woord van die waarheid reg sny. En as ons die Engelse weergawe daarvan lees vir ons, dan sê die Engelse weergawe in die King James Version die volgende: Study to shew thyself approved unto God. Study. Nou, hoeveel het hierdie man in Openbaring spandeer? A lifetime. Geliefdes, a lifetime in study of Bible prophecy. Nou ek sou reken as iemand 'n leeftyd in die profeseë spandeer het, en as iemand evangelies gedrewe is, en hy is nie iemand wat glo dat Jesus gaan
onsigbaar terugkom en jy weet, is als geestelik en figuurlik en niks letterlik nie. Jy weet, dan sou ek sê, hierdie man se kommentaar moet verseker onder oë geneem word en hierdie man se kommentaar moet verseker belangrik geag word. En wat hy sê en wat hy skryf moet oorweeg word. En ek dink dit is iets wat ongelukkig in ons tyd en dag nie gebeur nie. Ek mag verkeerd wees, as ek verkeerd is ek jammer, dan sal ek verseker reg wees dat hy onder sekere groepe nie oorweeg word nie. Maar goed, kom ons gaan gou verder. Edwards' most notable work is The Eschatological Study, Urae Apocalyptae, Hours of the Apocalypse. En hier kom 'n baie interessante stelling wat ek nou na verwys het, which Charles Spurgeon referred to as the standard work for commentary on the Book of Revelation and the Apocalypse. Nou, ek is nie altyd 'n voorstander daarvan om mense wat eintlik maar net instrumente in die hand van die Here is en was, te verhewe tot iets wat onfeilbaar is nie. So onder geen omstandighede kom ek en sê, omdat hierdie ou hierdie dinge aangehang het, omdat E.B. Elliot hierdie dinge aangehang het en omdat Charles Spurgeon, wat ook aangehang word, hom aangehang het, dat dit nou onfeilbaar is nie. Niemand is onfeilbaar nie. Maar wat ek wel wil erken is dat hierdie is manne wat deur baie kerkmense, baie teoloë erken word as betroubare leraars. As Charles Spurgeon, betroubare leraar. Mense haal baie keer van sy goeders aan. En dan ook sal ek sê, as hy vir E.B. Elliot aangehang het, dan is baie van sy oortuigings ook gevorm deur wat die Here vir Edward Bishop Elliot gegee het. Maar goed, Elliot held to the historicist view. Nou ja, historicist view is, ja, kom ons stel dit maar net eenvoudig. Dit is dat Openbaring se profesie in vervulling getree het van die oomblik wat dit gegee is vir die 7 gemeentes, totdat Jesus gaan terugkom, gaan dit progressief vervul. En dan kan jy ook die vervulling daarvan baie duidelik sien in die geskiedenis wat God soewerein laat uitspeel volgens sy plan. Maar oké, so Elliot was 'n historist gewees. Hy was nie 'n futurist gewees. Soos wat ons vandag dit ken nie. Jy kan dit self gaan navors, hierdie video het niks, gaan nie ingaan in die diepte van al daai dinge nie. Ok, goed, so net om vir te wys wie Edward Bishop Elliot is. Dis wie hy is. Dit is wie hierdie boek geskryf het, van hierdie kommentaar geskryf het, Urae Apocalyptae. Hours in the Apocalypse. En as 'n mens nou so 'n bietjie tyd in hom gaan begin spandeer en jy luister na wat die Heilige Gees in sy hart lewend gemaak het en al die studies wat hy gedoen het, al die bronne wat hy deurgewerk het, dan kom jy agter ons in ons tyd en dag is regtig arm. Ons is arm in die feit dat ons kan nie die tale praat wat die vroeë kerkvaders ingeskryf het nie. Ons kan nie die tale praat, verstaan en baie maklik ontleed en verklaar wat daarin geskryf was nie. Nou praat ek van Grieks, ek praat van Hebreeus, want onthou die Bybel is ook in Hebreeus oorgedra. Ons praat van Aramees, ons praat van Latyns, ons praat van al daai tale waarin die geskrifte aan die vroeë kerk oorgedra was. Hierdie manne soos E.B. Elliot en dan so ander, Grattan Guinness en Dr. Reverend Burke, hulle en ook Martin Luther in hulle tyd, hulle het die tale verstaan. Hulle het dit goed verstaan. Hierdie videoetjie is dan maar net om vir u te wys dat wanneer ons begin met Urae Apocalyptae, dan die skrywer daarvan is betroubaar. Dit is nie, hoe sê hulle Engels, 'n spurious of 'n snaakse skrywer wat ons hoef te betwyfel en bevraagteken of hy vir Jesus geken het en wat hy glo van Jesus en daai tipe van snaakse goeters nie. Charles Spurgeon wat baie duidelik die evangelie verkondig het, as hy getuig dat hierdie man betroubaar is, dan kan ons regtig voortgaan om hierdie man se studies te lees. En ek hoop en bid in die naam van Jesus dat wanneer ons dit lees, dat die Heilige Gees regtig vir ons sal wys wat hy vir daai manne gewys het en ons sal verstaan en ons sal leer en help om te verstaan hoe om Openbaring te benader. Goed, 'n lieflike dag verder. As die Here wil, dan sal ek ons volgende ene gou as moontlik plaas.